Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, dag, dit is 'n voorreg en dit is 'n vreugde om vanaand met jou weer eens 'n paar gedagtes uit God se woord met jou te kan deel. Baie dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy die tyd op sy sit. As jy 'n koffietjie gemaak het, geniet dit. As jy vir jou ietsie ingegooi het om te drink, iets koelerig, miskien kry jy 'n bietjie warm vanaand. Geniet dit so in die geselskap van God se woord. Wat 'n voorreg het ons om so die lig uit die woord van God so saam met ons te kan dra. En jy weet, vanaand is dit eintlik die afsluiting van hierdie belangrike dag in die Christen kalender, en dit is die opstanding van Jesus Christus. Nou vanaand gaan ek nou nie spesifiek praat oor die opstanding nie, maar ek wil jou graag nooi om gerus op YouTube te gaan kyk, daaronder Fanie Meiburg, want ek het oor die Paasnaweek, Vrydag en Sondag en vanoggend het ek live, lewendig, die woord gedeel rondom die kruisiging en die opstanding van Jesus, eintlik 'n tipe van 'n respons tot die verbygangers wat verby die kruis gestap het toe Jesus aan die kruis was, en natuurlik die ouderlinge, die skrifgeleerdes en die owerpriesters, wat hulle reaksie was teenoor Jesus wat aan die kruis gehang het, en natuurlik Maria se reaksie afsonderlik toe sy by die graf gekom het en sy gesien het die graf is leeg. En ek weet, hierdie drie woord wat ek gedeel het, gaan vir jou tot groot seën wees, en dit gaan vir jou die moeite werd wees om daarna te luister, of dan daarna te kyk, en dan ook wil ek jou aanmoedig om dit ook met iemand te kan deel, hierdie belangrike tydperk in ons Christen kalender, en dit wat ek gedeel het uit God se woord. En ek wil gou vanaand vir jou net 'n vers, is eintlik so 3 verse, rondom die opstanding wil ek gou vir jou lees, en dan gaan ons aan oor 'n ander onderwerp, waaroor ek nou eintlik vanaand met jou wil gesels. 1 Korintiërs 15 vers 14, rondom die opstanding sê Paulus, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs julle geloof. Die predikant se werk verval, as Christus nie uit die dood het opgestaan het nie, en jou geloof verval, as Christus nie uit die dood het opgestaan het nie. Vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, hoor wat sy geweldige stelling maak, hy sê, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Die opstanding uit die dood het die vergifnis van ons sonde vasgemaak. Vers 18, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore, as Christus nie opgestaan het nie. Dan het almal wat in Christus gesterf het, ook nie 'n kans om op te staan tot die ewige lewe nie. Geweldige stellings rondom die opstanding. So vanaand wil ek 'n bietjie met jou iets anders deel. En dit is een verkeerde ding wat Salomo gesien het in die lewe. Nou, ek weet nie of jy dit nou opgemerk het nie, maar die afgelope 4 weke, dis nou vanaand ingesluit, het ek wyshede aangehaal en gaan ek vanaand nou weer 'n wysheid aanhaal. Die heel eerste ene was, ek weet nie of jy kan onthou nie, en as jy dit nie geluister het hierna nie, gaan daar op YouTube Fanie Meiburg, jy gaan mooi sien, dit is duidelik gemerk, hartklank, gaan luister dit gerus daarso. Die heel eerste ene is, God haat 7 dinge. Die volgende week toe gesels ek oor die wysheid van die 4 diere en insekte. Laasweek het ons gepraat oor 2 dinge, valsheid en leentaal, wat hy vra, Here, hou dit weg van my af, en Here, gee vir my die brood wat vir my bestem is, dis die 2 dinge. En vanaand praat ons oor 1 verkeerde ding, so ons het gepraat oor 7 dinge, toe praat ons oor 4, toe praat ons oor 2,
En vanaand praat ons nou oor een ding. So nou na vanaand, dan stap ek so 'n bietjie weg van die wyshede, maar ek weet vanaand se skrif is iets waaroor ons almal tog maar kan saampraat. En ek weet sommer, jy het ook al hieroor gewonder, dalk 'n teorie daaroor gevorm, of julle as groep, miskien in 'n Bybelstudiegroep of in 'n preek, en heel waarskynlik het jy en julle almal nie 'n werklike, menslike, regverdige verklaring gekry wat jou menslike redenasie vermoë tevrede gestel het nie, maar dat jy dit aanvaar het in die geloof. So kom ek lees gou vir jou 'n vers, of nee, 2 verse vir jou. Dan help dit jou nou uit die duisternis en uit jou verknorsing uit om te weet waaroor gaan hierdie een verkeerde ding. So ek lees eers vir jou vers 3 van Prediker 9 en dan kom ek terug na vers 2 toe. Prediker 9 vers 3 die A gedeelte. Salomo sê, hy sê ek het 'n verkeerde ding gesien by alles wat plaasvind onder die son hier op aarde. Hy sê die verkeerde ding is dit, dat een en dieselfde lot almal tref. Het jy al daaroor gewonder? Hoekom tref dieselfde lot ons almal? Kom ons gaan gou terug na vers 2 toe. Hy sê alles is gelyk vir almal. Een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie. Die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir 'n eed. Met ander woorde, die een wat sweer en die een wat nie sweer nie. Selfe lot tref ons almal. Het jy daaroor gewonder? Het jy daaroor gepraat? Het jy al preke daaroor geluister? Salomo sê, kortom, dis 'n verkeerde ding. Hy voel daar moet onderskeid getref word. Voel jy nie ook so nie? Salomo, soos ons almal teen hierdie tyd weet, het baie wyshede bymekaar gemaak oor sy lewensjare as koning. Hy het baie dinge gesien, baie dinge ingesien, dinge wat ons ook maar opgemerk het, en ook maar oorwonder, soos hierdie. En ek glo sy blootstellingswêreld, moes geweldig uitgebrei gewees het, juis as gevolg van sy wysheid, dit wat hy van God gevra het. Want mense, hooggeplaastes, het nie net van hom kennis geneem nie, maar was ook, hy was besoek deur baie van hulle, baie het gekom klop aan sy deur, om sy wysheid en sy rykdom te kom verwonder het. En so tong in die kies, hulle het seker maar ook na sy klomp vroue gekom kyk. En in sy geweldige blootstelling, wat hy gehad het hy baie siek mense gesien, gesonde mense, hy het die ryk man en die arm man gesien, jonges en oues, mans en vrouens, baie tale en kulture natuurlik beleef, en natuurlik baie wyshede rondom die natuur self. En in al hierdie dinge het hy teorieë begin saamslaan, hy het begin somme maak, hy het begin nadink oor goed, miskien navraag gedoen, sy ander wyses bymekaar gemaak, en met hulle gepraat daaroor, oor goed waaroor die mense, lyk dit vir my soms nie eens oor gedink het nie, daaroor het hy gedink. Baie dinge wat ons as mens sommer net, jy weet, as die normale ou, as ek dit nou so kan sê, as vanselfsprekend aanvaar, daaroor het hierdie man teorieë begin vorm en hy het tot antwoording en tot berusting van goed gekom. Nie net vir homself nie, maar ook vir ons, dat ons antwoorde kan kry of berusting kan kry oor hierdie tipe vrae van die lewe. En een van sy teorieë is nou hierdie een. Hy sê een ding wat hom pla, is dat dieselfde lot ons almal tref. Die feit dat alles gelyk is vir almal, ongeag jou stand, of jou kultuur, of jou eetgewoontes, of jou geloofsoortuigings. Hy beleef en vind soos wat ek dit ook beleef en vind, en jy ook. Niemand is vrygeskeld van sekere dinge, en aan niemand kom goed net eenvoudig toe nie. Die mens verdien nie goed omdat hy of sy sekere dinge doen of nie doen nie. Of sekere tradisies onderhou of nie onderhou nie. Of
van 'n sekere ras is of van 'n sekere kultuur is nie. Ons almal loop onder dieselfde tipe van reëls deur. En ek en my vrou en my kinders het nou die dag oor hierdie ding interessante gesprek gehad en daaroor gesels, omdat ons maar mense het waarmee ons lewens deel, soos wat jy dit ook het. En kom ek sê vir jou 2 goed of 3 of wat ook al waaroor ons gesels het. Die een persoon is 'n roker vir 60 jaar lank. En hy sterf op 80 aan 'n hartaanval. Nie longkanker of emfyseem nie, aan 'n hartaanval. Die ander persoon sterf op 60 aan emfyseem, want hy het, volgens die dokter, 40 jaar lank gerook. Die een persoon kry kanker en hy gaan behandeling deur, en hy word gesond, wonderlik. Die ander persoon doen dieselfde kanker op, kry dieselfde behandeling, hy sterf nie lank daarna nie. Ons wonder oor hierdie goed. Die ryk man het alles. Hy het die beste mediese sorg, hy eet die beste kos, hy oefen man, hy doen alles reg. Maar hy is meer siek, jy weet, in die hospitaal as die susters wat daar werk. Die arme man, hy het niks van daardie voordele nie. En dan sê hy vir jou met so 'n breë bors, hy weet nie eens wanneer laas was hy by 'n dokter gewees nie. Die dokter vra vir hom, wat het van jou geword? Ek dog jy het 'n ander dokter gesoek. Nee dokter, nee, ek was net so lanklaas siek gewees. Dit is die ironie van die lewe. Die een ou is sterk gelowig, en hy lewe volgens die Bybel en hy beleef beproewinge en versoekinge. Man, jy kan nie glo waartoe hierdie arme persoon gaan nie, maar hy dien die Here met alles wat aan hom is. So ook die ongelowige. Hy lewe soos wat hy wil, man, in sonde. Hy het 'n blaas in die sonde en sy lewe is net so besaai met ellende soos die gelowiges in. Die een ou betaal tiendes en dit gaan goed, man. Die ander een betaal niks en met hom gaan dit ook goed. Jy weet, ons wonder oor hierdie goed. En niks van die goed kan ek en jy enigiets aan doen nie. Salomo sê, hierdie ding is vir my verkeerd. En weet wat, jy sal dit ook nie eintlik kan verstaan nie. Soos ek het nie verstaan nie. Ja, jy sal berus, want ons het in 'n mate nie 'n keuse nie. En dis nie te sê, so Salomo verduidelik dat as jy kind van die Here is, dan is jy in 'n blomtuin lewe waar daar nie bye en rose dorings is wat jou kan seermaak nie. Nou een ding kan ek vir jou sê vanaand, uit Salomo se wysheid. God laat nie sy son selektief op die mensdom skyn nie. As met jou briljant gaan vanaand, moenie 'n groot kop kry en dink jy's 'n wit broodjie nie. God se son skyn nie selektief op jou nie. Almal verdien 'n regverdige kans en kry 'n regverdige kans. Almal word op dieselfde manier behandel totdat die dood kom. En dan kom die oordeel, dan kom die onderskeid, dan kom die bokke en die skape beginsel, dan kom die vuil en die skoon kleed in. Ja, die sondaar mag dalk sê, ja man, kyk 'n bietjie na sommige Christene, kyk hoe sleg gaan dit met hulle en kyk hoe goed gaan dit met my. Nou kan ek vir jou sê, dit gaan nie met jou goed omdat jy iets reg doen nie, en iets beter verdien nie. Jy eet aan die tafel van genade, moenie hoogmoedig word nie. God se son skyn nie selektief op mense nie. Die Christen het niks verkeerd gedoen, en die sondaar het niks reg gedoen nie. God se son skyn maar net regverdiglik op ons almal. Jou belewende sirkel is maar net baie klein. Jy sien nie die groot prentjie nie. Ou Job, hy het ook swaar geëet aan sy verdrukkingsbrood. En aan die ding het hy ook maar aanstoot geneem, soos ek en jy ook maar baie keer aanstoot neem. Ons is kinders van die Here, maar ons beleef negatiewe
versoekings en beproewinge en goed wat ons voel, dit kom ons nie toe nie. Want ou Job sê daar in Job 3 vers 11, hy sê, waarom het ek nie tog mag gesterf by die geboorte nie? So elendig gaan dit met die kind van God, dat hy sê, hoekom het ek nie mag gesterf by die geboorte nie? Hoekom het ek nie uitgegaan uit die moederskoot en die asem net eenvoudig uitgeblaas nie? Doodgebore nie. En so 'n bietjie verder in die vers, dan sê hy, in die dood is ons ten minste almal gelyk. Daar is geen onderskeid nie, tussen 'n ryk en arm en slim en dom en siek en gesond nie. Ons almal is gelyk, die slaaf en die vryman is gelyk. En dan sê hy daar in vers 21, ek wag vir die dood, kom tog net, jy dit in my eie woorde, ek wag vir die dood. So elendig gaan het om hy verstaan ook nie die ding nie, vir hom is dit net so verkeerd. Ek praat maar sommer maar net vanaand met jou 'n bietjie lekker man, oor hierdie wysheid, goed wat ons nie altyd begryp nie. En so kom die raad van ou arme Job se vriende, die goeie ou vriende wat hy gehad het. Job 5 vers 17 sê hulle vir hom, kyk, gelukkig is die man wat God kastei. Verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie, want hy doen smart aan, maar verbind ook. Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond. Ek wonder wat het Job gedink, toe hulle vir hom sê, kyk, gelukkig is die man wat God kastei. Ek dink, hy wil al aan hulle keel gryp en hulle so 'n bietjie ruk en pluk, laat hulle ore hulle kan wakker klap van frustrasie, want die man wat nie in die krisis is nie, hy kan maklik praat nie, maar gaan sit 'n ou in 'n krisis, dan soek jy nie hierdie mooi woordjies van gelukkig is die man wat God kastei nie. Al weet ons, daar's waarheid daarin nie. En wat sy vriende ook vir hom sê, want hy, God, doen smart aan, maar hy verbind ook. Dis 'n positiewe, nie? Hy verbrysel, God verbrysel, God laat, met ander woorde, smart en verbryseling toe, maar sy hande maak tog ook gesond, soos wat hy ons verbind. Maar kom ons gaan net gou vir 'n oomblikie, net terug daarna Prediker 9 toe. Ons het nou 'n lang draai gestap, en ons het nou met mekaar lekker opgewerk hierso. En gewonder, lekker saam gewonder. En jy dalk gewonder oor 'n paar dinge in jou lewe ook opnuut. Maar kom ons gaan net gou 'n bietjie terug daarna Prediker 9 toe, waar Salomo ons raad gee. Uit ons verknorsing uit ons onbeantwoorde sielsworsteling oor hierdie saak. Wat staan ons te doen, nou dat ons so uitgelewer voel en onbeskermd voel deur God? So haal 'n bietjie asem, hier kom goeie nuus en goud werd raad. Vers 7 tot vers 10, Prediker 9. Ek lees dit vir jou. Gaan dan heen, my vriend, eet jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n vrolike hart. Asseblief moet nou nie hierdie ding te ernstig opneem en jou nou self gaan verdrink in jou elende nie. Asseblief, verstaan die konteks. Hy sê, gaan heen, eet jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal behaag in jou werke. Laat jou klere altyd wit wees, laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet en met jou man wat jy liefhet, al die dae van jou nietige lewe wat hy jou gegee het onder die son, al jou nietige dae, want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat jy met moeite verrig onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen, my maat, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doodryk waar jy heen gaan nie. Hierdie is Salomo se respons op sy vraag, op sy verkeerde, daai een verkeerde ding wat hy in die lewe beleef het. Dis die antwoord. Eet jou brood met vreugde, drink jou wyn met vrolike hart. God het behaag in jou werke. Moenie hierdie goed vir jou so aantrek nie. Laat jou klere altyd wit wees, laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. Geniet die lewe met die vrou en jou man wat jy liefhet, al die dae van jou lewe wat hy jou gegee het onder die son. Dit is jou deel aan die lewe. Dit is 'n tipe van 'n vergoeding vir die arbeid wat jy verrig onder die son. En alles wat jou hand vat om te doen, doen dit met jou mag.
Want as jy doodgaan, kan jy niks meer doen nie. So sy raad is, moenie in sak en as gaan sit oor die onbeantwoorde vrae oor jou nou en oor jou toekoms en oor jou geloofstryd en oor hierdie goed waaroor jy nie antwoord het nie. Geniet die lewe met jou alles en met jou niks, met jou siekte en met jou gesondheid en met jou tipe van 'n afgunstige hart wat jy dit nie verander gun nie omdat jy dit nie het nie. Weet dat jy is kind van God. Luister, God het behaag in jou werke. As jy God se kind is, het God behaag in jou en dis God se wil dat jy vreugde in die lewe sal hê. Nie om te sondig nie. Nie om die tipe vreugde te hê wat jy jou oorgee, soos ek net nou gesê het, jy nou jou sorge gaan verdrink nie, maar soos Paulus ons raad gee, ons het genade en vryheid nie om te sondig nie, maar om die Here in vreugde te dien. Salomo sê, hou jou klere, hou jou handel met ander woorde en jou wandel, hou dit skoon. En as jy getroud is, maak dit jou sending man, om gelukkig met jou man en vrou saam te lewe. Die lewe is kort. Julle is mekaar se geskenk man, geniet mekaar. Julle is mekaar se grootste geskenk van God. Moenie laat dit by jou verbygaan nie, moenie laat hierdie kwellinge oor die dinge en jou frustrasies die beste van jou kry nie, moenie dat dit jou huwelik opbreek nie, moenie lyf wegsteek nie aan die ander kant, wees kreatief man, gryp die dag, doen dinge, ontdek goed, moenie, jy weet, dat lei uit jou inhaal nie. Maak die meeste van jou talente en jou beskikbare tyd. Is dit nou nie lekker goeie raad van Salomo nie? Ja, ons verstaan nie alles nie man, ek ook nie. Maar dis nie te sê as jy nie goed verstaan nie, dat jy daaroor hoef te top die hele tyd en daaroor hoef kwaad te wees en God te verwyd daaroor nie. Iewers moet jy vrede kry en jou vrede lê daarin, God het behaag in jou al gaan dit met jou soos dit met jou gaan. Dis 'n kosbare gesindheid en 'n kosbare ingesteldheid om in die oggend te kan opstaan en te weet jou God het behaag in jou en God wil hê jy moet jou lewe en jou huweliksmaat en jou talente ten volle geniet en ten volle ontwikkel en dit alles in die regte gesindheid en oortuiging doen. Man, dis wonderlik. Watter mens in watter ander geloofstruktuur kan hierdie gerusheid, hierdie versekering in hulle God hê? En ek kan jou vanaand sê, God is nie kwaad vir jou, wanneer jy die beproewinge en versoekinge en vrae van die lewe gaan nie. God is nie kwaad vir jou nie man. Abraham trek weg van sy ouerhuis en hy beleef baie obstakels. So die hordes ander gelowiges, en die disippels, en sy apostels, en ek en jy, en nooit hoef enige van hulle of ons te wonder oor God se gesindheid of toewyding teenoor ons nie. As God vir my is, sê die woord, wie kan teen my wees? Wie kan ons skei van God se liefde? God is my helper, sê Hebreërs. Vir wie sal ek vrees? Wat sal 'n mens of enige iemand of iets aan my kan doen? Dis 'n berusting om te weet jy is in God se hande en niemand kan jou uit sy hande ruk nie. Jou belewenis op aarde is nie God verlatenheid nie. Miskien dissipline, dalk karakterontwikkeling of geloofstoetsing, maar nooit verwerping nie, nooit verlate nie, nooit blote straf nie. Een verkeerde ding sê Salomo, maar hy sê nie een slegte ding nie. Vir hom en ons mag dit verkeerd wees. Maar vir God is dit die wysheid, die insig en die almag en die genade en die wil van God oor die mensdom. God is regverdig oor die mensdom. En wie is die mens dat ons tog teenoor hom sal sug en kla nê? En dat ons sal vra, waarom en hoekom? Wat ons wel kan doen, is om te sê, en dat ons gebed kan maak. Here, ek het U lief, omdat U my eerste lief gehad het. Ek soek U, omdat U my kom soek het. Ek is onderdanig aan U wil, al verstaan ek nie.
Ek wil nie wederstrewig wees nie. Ek wil onderdanig wees. Here, word meer, sodat ek minder kan word. En Here, gee my die vreugde wat U vir my aardse bestaan bestem het. Dit is ons gebed. Blessings, kind van die Here. Mag die seën van die Here saam met jou wees in hierdie week wat voorlê. Gaan rus lekker. Geniet die lewe. Geniet jou huweliksmaat. Kyk verby al hierdie goed. Kyk op na God. God het baie in jou. Dit was lekker om saam met jou vanaand te kuier. Ek sien uit na volgende week, selfde tyd, selfde plek. As dit God se wil is, dan praat ons weer met mekaar. Tot volgende keer.